Goeiemôre, ek groet u. Dit is Sondag die 28ste September. Ek wil ons gesels oor iemand wat die teiken gemis het. Die woorde in die Nuwe Testament is oor algemeen maklik verstaanbaar, maar daar is tog faktore wat maak dat kennis van sommige woorde in die Grieks vertaal beter in konteks verstaan word as ons die volle betekenis daarvan kan weet. So ek sê nie ons Bybel is verkeerd nie of tekortskiet nie. Dit maak dit vir my baie meer kosbaar. Byvoorbeeld die woorde glo, geloof, getrouheid. Hierdie woorde kom almal van dieselfde Griekse woord af. Die werkwoord daarvan is glo, vertrou op, plaas geloof in. Die selfstandige naamwoord beteken om iemand te vertrou, iemand of iets te glo. En die byvoeglike naamwoord word gebruik as 'n getroue persoon, 'n betroubare persoon of iemand geloofwaardig. Ons die volgende woord is die woordjie vertoef. Dit is 'n interessante woord. Dit beteken om te bly, om vas te staan, om te bly waar jy is, om nie te steur nie. Daar's twee ander vertalings, een ander vertaling wat dit vir my meer interessant maak. Hy sê dit om te bly soos jy was. Dit is in die verlede, om te bly soos jy was. Met ander woorde, om te wees soos jy voor die sondeval was. Voordat sonde in die wêreld gekom het, 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Gelowiges moet in die Here bly, daar vertoef, gewortel wees en hom ingevleg deur die Heilige Gees wat ons van hom ontvang het. Woest sê, en ek haal aan, hierdie woord gee die gedagte van 'n permanente posisie, 'n eie woonplek te besit, behou 'n ononderbroke verhouding met 'n ander, einde van die aanhaling. Kom ons kyk na die woorde wat sê toegeskryf, toegereken, aanspreeklik gehou. Dit is almal vertaal van een Griekse woord. Dis 'n besigheidsterm en dit beteken om iets na iemand anders se rekening te boek. Ons lees in Genesis 15 vers 6 van Abraham. En Abraham het aan die Here geglo en God, het hom dit tot geregtigheid gereken, tot sy rekening geboet. So Adam se daad van geloof was as waarde gekrediteer na sy rekening as geregtigheid. Sy daad van geloof was nie gesien as 'n daad van werke waarvoor hy beloon moes word nie, maar hy het God se genade aanvaar en daarom hy daar geglo en daarom het God dit hom as geregtigheid toegereken, toegeboek. Aan die kruis het al die sonde van die wêreld op Jesus se rekening gekom en hy het dit alles betaal. Twee ander woorde, gelykvormig en verander. Dit is twee verskillende Griekse woorde, maar dit kom in dieselfde teksvers voor en dit is baie interessant. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hier skryf die apostel Paulus aan sommige gelowiges en sê dat hulle nie gelykvormig aan die wêreld moet word nie. Die wêreldse dinge moet volg nie. Dit kom van buite af, nie van binne nie. En wat dit verteenwoordig nie van die innerlike mens wat nou vernuwe is in Christus Jesus nie. Hy vermaan hulle om nie soos die wêreld te lyk nie. Dan gebruik hy die woord verander. En hy vermaan gelowiges om hulle optrede wat hulle was, wat hulle gedoen het voor hulle bekering, wat hulle gehad het as verteenwoordigend van die gevalle menslike natuur, om dit te verander na 'n vertoon van die nuwe natuur wat hulle van Jesus ontvang het. Die laaste woord wat ek wil aanhaal is sonde. Daar's 9 verskillende woorde in die Nuwe Testament wat sonde in verskeie forme noem. Ek gaan nou nie almal individueel behandel nie, maar daar sit 'n paar wat uitblink. Die Griekse woord vir die meeste hier gebruik was hamartia. Die Grieke het hierdie woord gebruik wanneer 'n kruisman 'n spies na die vyand gooi en mis, wat 'n katastrofiese gevolg kan hê. Wat beteken vir ons om 'n doel wat God vir jou lewe gegee het te mis, of om af te wyk van God se plan wat hy vir jou lewe het. Ander woord in hierdie groep beteken doelbewuste ongehoorsaamheid, deur nie na God te luister wanneer hy praat nie, of wat sy woord vir ons sê nie. Dan is daar wetteloosheid, daar's wetsoortreding, daar's ongeregtigheid, daar's oortreding ensovoorts. Trench skryf oor een van hierdie woorde, ek haal aan dit sy geskrif, sin is a designated
Sin is designated by this word as when it is desired to make excuses for, or so far as there is room for such, to regard it in the mildest possible light. Nou, ons het voorbeelde daarvan, in Handelinge 3 vers 17, dat sê, en nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Dan sê Jesus in Lukas 23 vers 34, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Paulus skryf in 1 Timoteus 1 vers 13, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, waaraan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Nou daar is skolere wat sê, hierdie sonde hoef nie bely te word nie. Jy hoef nie vergifnis daarvoor te vra nie. Maar tog, in die Ou Testament het die hoëpriester geoffer vir sondes in onwetendheid gedoen. So ek dink 'n mens moet liewerster maar sorg dat jy werk maak daarvan. Rather be safe than sorry, né? Kenneth Wust som die woord sonde soos gebruik in die Nuwe Testament op in die volgende: om die merk of die doel te mis, 'n oortreding van 'n lyn, soos wanneer mense resies hardloop en jy trap uit jou baan uit, dan word jy gediskwalifiseer. Dan sê die trek met nie agtigheid of ongehoorsaamheid aan die stem van die Here, om langs die pad te val toe jy sterk moes gestaan het, om 'n onkunde te oortree terwyl jy daarvan moes geweet het. Dis wat ons nou net gesê het, nou. Om nie jou plig te doen nie, en nie nakoming van 'n wet. Nou daar's 'n gelykenis wat Jesus vertel het, om die doel te mis, wat dit so mooi illustreer. Dit vind ons in Lukas 15 vers 11. En hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het sy vader gesê, gee my die deel van die eiendom wat by toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak, en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. Nou die vraag is, wat het daartoe gelei dat hierdie jongste seun so opgetree het? Ek dink dat 'n vriend uit die stad het vir hom kom kuier, en hy het vir hom alles vertel wat daar in die groot stad gebeur, al die glans en al die plesier en al die liggies wat jy daar kry. En nadat die vriend terug is huis toe, het die jong man nou al hierdie dinge oordink, en die duiwel was daar, soos gewoonlik, om aan te hits, om te gaan uittoets. Dit is mos so sonde begin, soos die apostel Jakobus het stel, Jakobus 1 vers 14, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep het, verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Koning Salomo sê in 2 vers 15, die klein jakkasies wat die wingerd verniel. Ons sê dit gereeld om ons, in ons daaglikse lewe. Gelowige sê, daar's niks meer verkeerd om 'n bietjie alkoholiese drank te gebruik nie, of 'n tee gaan 'n sigaret te neem nie, of 'n bietjie te flirt met 'n ander dame. Al hierdie goed blyk totaal en al onskuldig te wees, maar moet nooit vergeet nie. Daai brullende leeu wat rondloop om te soek hoe hy kan verslind, die vernietiging van ons siele, moet hom nie onderskat nie. Hy werk sistematies. Dis sy besigheid vir al ten minste 6000 jaar. En jy is nie opgewasse teen hom wanneer hy jou op sy terrein bevind nie. Lukas 15 vers 14 gaan ons aan. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Maar gelukkig kom daar 'n dag dat hy tot sy sinne gekom het. Hy het tot homself gekom, en dan sê daai pragtige lied, when I look back at yesterday upon the many years I've wasted, and I think about the many nights of hunger that I spent out in the cold. I remember warming by a fire in Father's house, the food, how it tasted, and knowing that the life I'm leading is needing love, and love's back there at home. Hy wil maar net ondersoek ingestel het, en toe mis hy die teken totaal. Maar daar was 'n vader wat gewag
gehoop, uitgekyk het vir hom. Sy vader sien 'n berouvolle hart, en die vader het nie die gemiste teken aan hom toegereken nie. Hy het hom met oop arms ontvang. Romeine 4 vers 7 sê, "Weggeluksalig as hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Weggeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toegereken het nie." As dit is so aardse vader sy afgedwaalde kind ontvang, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie 'n sondaar wat huis toe kom ontvang nie. As jy elke keer vir daardie is, wat die teken gemis het, doen dat die woord van die Here vir jou sê, Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Kry daardeur die ewige lewe. Doen wat die woord sê. Mag die Here u seën. Amen.